Môre familiesentrum, kan ons saam staan? Halleluja. Kan ons eer aan die koning gee vanmôre? He's worthy, he's worthy. Say, here I am before you, falling in love and seeking your truth, knowing that your perfect grace has brought me to this place. Because of you, I freely live my life to you, oh God, I give. So I stand before you, God. I lift my voice 'cause you set me free. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. All that I am and all that I am, I place into your loving hands. I am yours. I am yours. All the good you've done for me, Lord, I lift up my hands for all to see. You're the only one who brings me to my knees to share his love across the earth, the beauty of your holy word. So I kneel before you, God. I lift my hands 'cause you set me free, yeah. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim, Father, I am yours. I belong to Jesus. I belong to Jesus. Ooh, all that I am, I place into your loving hands. I am yours. Yes, I am. Come on, sing it again. Oh, so I shout out your name from the rooftop. Jesus, I am yours. Yeah, here I am, and here I am. I stand with arms wide open to the world, the Son, the everlasting God, the everlasting God. Here I am, here I am. I stand with arms wide open to the world. He's the Son, yeah, the everlasting God. Oh, I shout out, so I shout out your name from the. Come on, church, sing it out to Jesus. Shout his name. I am yours. I am yours. All that I am, Lord, and all that I am, I place into your loving hands, and I am yours. I am yours. I am yours. I want to sing it one more time. So I shout out your name. Hey, from the rooftops I Lord, we will proclaim. We belong to you. We belong to you. I am yours. I am yours. And all that I am, all that I
Ons sê, ons Vader, wat 'n voorreg is dit vir ons vanmôre om in die huis van die Here te wees. Here, ons is opgewonde. Ons is met blydskap in ons binneste, Here, want ons weet, Here, U leef. U het U seun gestuur, Here, vir ons te sterf aan die kruis, en daarom is daar hoop vanmôre. Daarom is daar blydskap in ons binneste, Here, en ons is opgewonde vir wat U vanmôre vir ons gaan doen, Here. Here, ons het 'n verwagting vanmôre om te ontvang, om iets nuuts te kry vanmôre, Here. En ek dank U, Here, dat ons vanmôre nog hier kan wees. Here, dis alles U genade alleen. Is U genade dat ons vanmôre hier kan wees, Here, dat ons vanmôre nog kan asemhaal en kan bly wees en opgewonde kan wees, Here, want ons weet U het nog 'n doel met ons. U het nog 'n plan met ons. Mag U vanmôre verheerlik word in hierdie diens, Here. Mag U al die verheerliking kry. Here, ons aanbid U naam, ons verhef U naam bo alle name, want U het die hoogste naam, Here Jesus. En vanmôre bring ons aan U die lof, die eer, die prys en aanbidding. Alles tot eer en verheerliking van U naam. Vader, Here, ek kom bid vanmôre vir elkeen wat hier is, elkeen wat ingeskakel is. Here, die wat 'n sware gemoed het vanmôre, bring ons voor U. Here, die wat vanmôre genesing nodig het, Here, bring ons voor U. Here, die wat vanmôre 'n aanraking nodig het, bring ons voor U. Here, dat hulle vanmôre aanraking sal kry, 'n vernuwing van verstand, 'n vuur in hulle harte wat sal brand, Here, dat hulle sal weet, Here, U is met hulle, dat hulle anders vanmôre hier sal wegstap as wat hulle hier ingekom het, Here Jesus. Here, dat hulle sal uitbars met 'n gejubel van blydskap, met 'n opgewondenheid, dat vrees sal verdwyn in die naam van Jesus, dat angs sal vlug in die naam van Jesus. Here Jesus, soos ons vanmôre U loof en prys, bid ek vir die lofprysing en aanbiddingsspan, Here. Elkeen wat 'n bediening uitleef vanmôre in hierdie diens, Here. Seën hulle. Here, hulle is gesalf, hulle is geseën, maar Here, dat U naam verheerlik sal word deur elke prys, deur elke aanbidding, en dat die vyand se ketting sal breek in daardie oomblik in die naam van Jesus. Vader, ons bid en ons gee hierdie diens vanmôre oor aan U. Here, ek kom bid vir Pastoor Clemens wat die woord gaan bedien. Here, salf sy lippe. Here, elke woord wat hy sal spreek vanmôre, dat soos dat hy dit van U ontvang het, Here, dat dit in harte sal val. Here, dat dit op vrugbare grond sal val, Here, en dat U hom sal gebruik as 'n instrument, Here, kragtig, wonderbaarlik, Here, dat die evangelie verkondig sal word, en dat soveel mense aangeraak sal word, Here. Dit is my gebed vanmôre, Here Jesus. Vader, ek wil bid vir die verrigtinge van hierdie diens. Heilige Gees, ons gee oor aan U. Doen slegs U wil vanmôre. Dat U Gees sal waai vanmôre, Here. Dat U 'n beweging sal wees, Here. Dat ons sal weet, Here, vanmôre U is met ons. Vader, daarmee wil ek ook bid vir elkeen wat gee. Elkeen wat saai vanmôre, offerande en tiendes, Here, die aanlyn, die wat hier is. Seën hulle, Here. U gee vir ons eerste, Here, en ons gee terug, Here, dit wat U vir ons gee vanmôre. Ek kom bid, Here, vir 'n ryke seën, Here. Ek kom bid vir die bediening, dat dit van een hoogte sal gaan tot die volgende hoogte, om U wil te doen, Here Jesus. Daarmee kom ons teen elke werk van die vyand. Here, ons bid vanmôre dat geen ding wat hy in plan het sal slaag nie, en dat U krag sal vloei vanmôre, Here. Doen slegs U wil, is ons gebed vanmôre, in Jesus heilige naam, amen en amen. Prys word, die naam van die Here Jesus moet geprys
Oh, it's glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burdens down, glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burdens down, glory, 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 glory. Hallelujah. Since I laid my burdens down, it's glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burdens down, oh, it's glory, glory. Hallelujah. Oh, since I laid my burdens down, glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burdens down, yes, I'm feeling so much better. Since I laid my burdens down, yes, I'm feeling so much better. Since I laid, it's glory, glory, glory. Hallelujah. Oh, since I laid my burdens down, it's glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burdens down, oh, it's glory, glory. Hallelujah. Oh, since I laid my burdens down, it's glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burdens down, like a song. Oh, yes, I'm feeling so much better since I laid my burdens down. Yes, I'm feeling so much better since I laid. It's glory, glory, glory. Hallelujah. Oh, since I laid my burdens down, it's glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burdens down, I lay them down, yeah. Oh, since I laid all my burdens down. Kykie, ons is nie probleme vry nie. Maar wat ons weet wat om te doen is, ons sit dit neer by die voete van Jesus en dan los ons dit daar. Amen. Wat hy wie vir die mossie sorg gaan sorg vir jou. Bring al julle bekommernisse na my toe, sê die Here. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal jou rus gee. Ek weet nie, maar hier's 'n ligte atmosfeer. Kom aan, maak so 'n bietjie so, sê ek, ewe skielik voel ek ligter. Kom aan, maak 'n bietjie so.
Julle daar by die huis, julle staan in moeilik daar en maak of julle daar in die bed nog lê en staan op en maak so en sê ek voel ligter. Want die Heilige Gees maak my lig. Halleluja. Al my kommer, al my bekommernisse, al my kwellinge het ek by die Here gelos. Ek voel soveel ligter vanmôre. It's glory, glory. Hallelujah. Since I lay my burdens down, it's glory, glory. Hallelujah. Since I lay, it's glory, glory, glory. Hallelujah. Since I lay my burdens down, glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burdens down. Gooi die kelle aan. Hey! Glory, glory. Hallelujah. Since I laid my burdens down. Yes, I'm feeling so much better. Since I laid my burdens down. Yes, I'm feeling so much better since I lay. Ek weet nie wie voel allemaal beter in die plek nie, but yes, I'm feeling so much better since I lay my burdens down. Yes, I'm feeling so much better. Oh, since I laid this glory, glory. Hey, hallelujah. Oh, since I laid my burdens down, glory, glory. Hallelujah. Since I laid glory, hallelujah. Oh, since I lay my burdens down, glory, glory, hallelujah. Since I lay my burdens down, I lay them down, Lord. Hallelujah. Father, we worship you till I reach my goal and I see your face.
I will forever bow and worship you. Till I hear well done and my assignment's through, I will forever bow and worship you. I'll give you more than this. I'll give you more than this. Not just a little, not just a part of me. Till you wipe all tears and there's no more pain, I will forever bow and worship you. Until you crack the sky and the dead arise, I will forever bow and worship you. I'll give you more. I'll give you more. I will give you more, Lord. More than this. Not just a little, not just a little, not just a part of, not just a little, no, just a part of me. I'll give you more than this. I will give you more, Lord, more, not just a little. Not just a part of me, not just a little. I will give you all of me. Oh, I'll give you more. Oh, more than that, Lord. I will give you more than this. Not just a little. Not just a part of me, not just a little, not just a little, not just a part of me. And everything I will lay down at your feet. My whole life for an offering, Lord, right here and now. All I am is yours, everything, Lord. I will lay it down at your feet, God. I will lay it down. I will give you my whole life. It's an offering, Lord. All I am, all I am. I give you my everything. More than this. I will give you more, Lord. More than this. Not just a little, not just a part of, not just a little, not just a part. I give you more, Lord. I give you more than this. I give you more, not just a little, not just a part, not just a little, not just a part of me. I give you more. I give you all of me. I wanna give you more, Lord. Oh, more than this, not just a little.
just a part of me, not just a little, not just a part of me. I will give you more. I'll give you more. I will give you my whole life, Lord. Not just a little, not just a part of me, not just a little, not just a little, not just a part of, not just a little, not just a little, not just a part of, not just a little. You deserve it all, not just a part of me. Hallelujah. En waar hy lê, volg ek so gewillig. Here, waar U my lei, daar volg ek gewillig. En waar hy lei, volg ek gewillig. Ek gaan met hom, ja, die weg. Kan iemand saam my sing? Waar hy lê, volg ek gewillig. Ja, waar hy lê, volg ek gewillig. Waar hy lê, en waar hy lê, volg ek gewillig. Oh, oh, ek gaan met hom, ja, met hom. Come on, met alles binne jou, sing saam met my. Waar hy lê, volg ek gewillig. Oh, waar hy lê, volg ek gewillig. Waar die Here lê, waar hy lê, volg ek gewillig. Dis wat ons moet doen, Here. Gewillig wees. Ek gaan met hom, met hom, deur die weg. Sing het toch eenmaal, familie. Oh, waar hy lê, en waar hy lê, volg ek gewillig. Waar hy lê, volg ek gewillig. Oh, slaan Waar hy ag op die lê, stem, Here. waar hy lê, Slaan ag op die leiding, Here. volg ek gewillig. Ons breek ons wil, Here. Ons knak ons Ek gaan wil. met hom, En ons buig om ag te slaan op U wil vanmôre, Here. ja, deur die weg. Halleluja, halleluja, halleluja.
Shabaribo kutalaba shekayen. Samatura madadara baba sakayenda la baba. Kom lei ons, Here. Nie net in hierdie gebou van môre met hierdie woord wat U met ons gaan deel nie, maar Here, wanneer ons hier uitstap, Here, wil ons hart, Here, op die tafel wees en sê, Here, hier is alles, Here. Lei ons tree vir tree volgens U plan, Here. Bietjie vir bietjie, Here, sal ons agslaan op U stem, Here. Want U is Here en ons nie. Ons wil doen wat U wil hê, Here. Ons soek die plan vir Suid-Afrika, Here. Ons soek die plan van die Here vir ons gemeenskap, vir Helderberg, Somerset West, Strand, Gordons Bay. Here, ons kykers, Here, wek manne en vroue op, Here, wat volgens die plan van God vir hulle lewe sal wandel in hulle gemeenskappe, in hulle dorpe, in die stad wat jy in is, Here. Laat ons 'n helder lig sal laat skyn van die koninkryk van God. Doen 'n werk, Here. O my God, ek prys U vir wat U vanmôre gaan doen in hierdie plek. Ek prys U wat U gaan doen vanmôre in hierdie huis, Here. U werk met elkeen, Here. Volgens U plan. Volgens U plan. Rikasika tatataba tarabahanda. O rimayanda ramasuka tarabahanda. Shibatanar, geen as jy 'n bietjie geleentheid vir die Heilige Gees. Kom aan familie, ons is Heilige Gees kerke. Hy is hier, sy hand is op jou. Dit is swaar op jou op hierdie oomblikke. Yanda baba baba riba, yanda la 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 basuba, mamba raba kuta raba shekayen. Moenie angstig rondkyk nie. Jy is so besig om rond te kyk, sê die Here. En jy het vergeet om na my te kyk. Weet jy dan nie, my kind? Ek is jou antwoord. Hou op om met jou oë rond te dwaal. Wat jy op fokus, my kind, sal vergroot word. En wanneer jy op my fokus, word ek groter as jou probleme. Word ek groot as enige uitdaging wat jy mag in die gesig staar. My kind, herkalibreer weer jou fokus vanmôre. Kry jou oog weer op my. En sien wat ek vir jou gaan doen. Hierdie is nie die einde nie, hier is die begin. Jy is nie by jou doodloopstraat nie, jy is by die vertrekpunt. Moenie nou gaan lê nie, moenie nou moeg word nie, my kind. My salwing is op jou, my hand is op jou. Hou nou op ronddwaal. Hou op om jou gedagtes te laat dwaal in allerlei rigtings. Neem elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan my. Neem elke gedagte gevange
Onderwerp dit aan my wil, sê die Here. Hou op om jou eie kop te volg. Hou op om jou eie planne te volg. Volg my. In Jesus naam. Halleluja. Remoja nasu. Doen slegs u wil, Here. Doen slegs u wil, u wil met my. Here, u is voor my. Ek is die klein. Vorm my en maak my Jesus. Vorm my en maak my net soos U wil. En op U steeds waag ek, nederig en stil. Sing het nog 'n keer saam, almal saam 'n laaste keer saam. Oh, doen slegs U wil. Met my. Jesus, voor meer daar. Ek is die klein. Oh, kom voor my. Voor my en maak my soos U wil, net soos U wil. Oh, is dit waar ek, oh, nederig en stil. Psalm 32 vers 8. Ek wil hê u moet kyk na hierdie skrif, want ons is in die seisoen. Hoekom die Here hierdie tema so sterk op my hart lê, weet ek nie. Die wil van God. Ek het laasweek deel 1 gedoen, vandag is deel 2. En ek kan sien, ek gaan nog ten minste 2 weke aangaan. Met hierdie onderwerp, is soveel inligting wat God vir ons wil gee, aangaande sy wil. Want as daar iets is wat jy in die hande moet kry, is dit God se plan vir jou lewe. En hier is iets omtrent God se wil. Lees almal hardop saam met my. 1, 2, 3. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Dis wat God sê vir jou aangaande sy wil. Ek wil jou onderrig in my wil. Ek wil jou leer aangaande my wil. Ek wil jou die pad wys, die weg wat jy moet gaan. Ek wil vir jou raad gee. En ek is Elroy, die God wat jou sien. My oog sal op jou wees. Salf my lippe, Here. Vader, ek kan so die salwing van die Heilige Gees
voel. Ek kan voel, Here, dat hierdie woord gaan iets doen vanmôre in ons midde. En dat die regte mense in hierdie gebou is om dit te hoor, Here, en my ingesluit, want Here, ek is nooit uitgesluit wanneer God praat nie. Terwyl ek hier staan, praat hy met Clemens eerste, Here, en dan praat hy met elke een in hierdie gebou en elke kyker. Salf my, neem beheer van my. My gedagtes is U sin, my lippe is U sin. Het vir Jeremia gesê, ek lê my woorde in jou mond. En daarom lê U nou op hierdie oomblikke U woorde in my mond. En van hierdie oomblik is dit nie meer Clemens wat praat nie, maar God wat met ons praat. Amen en amen, amen. U kan U sitplekke neem. Halleluja. Vir u wat nou nie laasweek hier was nie, ons het 3 soorte wil. Ons kry 3 soorte wil van God. Die eerste wil is die soewereine wil van God. Dis wat in God se gedagtes aangaan, wat verborge is in hom, wat niemand ken nie, en niemand van weet nie. Net God weet wat hy wil doen, en hy het dit aan niemand bekend gemaak nie, maar wanneer hy dit bekend maak, sê die woord van die Here vir ons, maak hy dit bekend aan sy kinders. Die tweede wil is sy standaard wil. Dis alles wat geskryf is in hierdie Bybelboek. God se wil sal nooit teen sy eie standaard gaan nie. Alles wat hier in ons gaan iewerste volgende week of die week daarna, ek weet nie, sal ons bietjie meer praat oor die standaard wil van die Here. Maar dan het ons gepraat oor iets wat ons almal soek, wat ons almal na smag. En dis die spesiale wil van God vir ons lewe. Daar is spesiale wil wat God vir jou het. 8,2 miljard mense is op hierdie aarde. Al 8,2 miljard mense het verskillende vingerafdrukke. Wat beteken God het 'n spesiale plan vir 8,2 miljard mense. Wat beteken God sit met 8,2 miljard planne. Ja, hy sit met 8,2 miljard idees en sy doele wat bereik moet word. En ek is hier vandag om vir jou te sê, met andere woorde, as jy nie gaan sê ja nie, gaan God jou sidestep en hy sal die volgende ou gebruik. Pas op! Jy's nie die enigste een nie. God sit met 8,2 miljard planne. En as jy nie gaan sê ja nie, gaan hy jou sidestep. Jo, Here, hoe kom ek dit gesê? En iets wat hierdie gedeelte, Psalm 32 vers 8 ons leer is, dat God, dis baie duidelik mense, wanneer jy kyk na God se woord, dat God wil nie sy wil wegsteek nie. Hy verberg nie sy wil vir jou nie. Dis nie iets wat verborge is, wat jy nou moet vind op 'n of ander manier nie, maar wat ons laasweek gesê het, en as jy nou nie hier laasweek was nie, moet jy maar op YouTube gaan kyk of waar ook al, na laasweek se woord. Maar wanneer het kom by die spesiale wil, is dit nie 'n padkaart wat hy vir ons gee vooruit nie. Maar is iets wat hy dag vir dag, bietjie vir bietjie, langsamerhand aan ons openbaar. En wat hy wil hê, dat jy dit moet gehoorsaam, wanneer hy dit openbaar. En oor sien ons in God se woord, word daar die leiding aan ons beloof. En ons geleesde gedeelte is een van daardie beloftes van leiding. Ek sal jou onderrig, sê die Here. Ek sal jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek sal raad gee, my oog sal op jou wees. En as daar iets is in my lewe wat ek sien, is dit hierdie skrif. En ek praat nie nou met geestelike hoogmoed nie, ek praat nie nou met arrogansie nie, toets my gees. Net eergister praat ek en my vrou, ons het 'n lang gesprek gehad oor hierdie ding. Oor die wil van God. Want
Ons is so nou gefokus op dit. En ek sê vir haar hierdie ding, ek sê vir haar, ek het nog nooit in my lewe die stem van die Here gehoor, soos in hierdie tyd nie. Ek raak bang, dat om vir God te sê, praat met my, want hy praat met my. Hoor mooi familie. En ek wil nie arrogant wees, ek sê dit met liefde, want ek ken die prys wat ek moes betaal. Om dit te doen, want hoor mooi, hoekom hoor jy die stem van die Here, Clemens? Want dit is maklik. Want die eerste keer wat jy sê ja vir die Here, wanneer hy met jou praat, dan raak die hemel opgewonde. Dan sê die hemel, ek kan met hom en haar praat, want hy slaan ag op my stemme, en elke keer wanneer jy dit doen, dan openbaar die Here nog iets, en nog iets, en nog iets, en hy sê ek is so opgewonde, ek kan met hom praat, want hy reageer, sy reageer, en hoe meer jy reageer op sy stem, hoe meer praat hy. Maar hoor mooi, jy sê Clemens, maar God praat nie met my nie, weet jy hoekom? Want jy is hardkoppig. En dis waaroor ek gaan praat, met jou onder andere. Want hier is iets omtrent God se wil wat jy moet weet. God se lyding vir sy wil is voorlopig. Wat beteken dit? God sal sy wil aan jou openbaar, mits jy sekere dinge doen. Kom ek kleer dit nog dieper vir jou in. Mits jy 'n sekere houdingsingesteldheid het. Mits jy 'n sekere gesindheid het. Want die regte gesindheid sê, God, ek kan met jou praat. En jy, ek weet, jy sal luister, jy sal reageer en dit doen, maar 'n verkeerde gesindheid maak dat God terugstaan. So wanneer dit kom by die wil van God, is daar 'n woordjie wat ons nou gesing het, net nou, die tweede laaste liedjie. Is daar 'n woordjie wat vir my uitstaan, wat jy moet op fokus. En dis die woordjie gewilligheid. Jy moet gewillig wees vir die wil van God. Want as jy nie gewillig is nie, beteken dit, jy so vasgevang in jou eie wêreld, en jou eie wil, jou eie ek, wat jy wil doen, dat God kan onmoontlik vir jou iets openbaar, want hy weet, hy gaan dit nie eens probeer nie, want jy's so vasgevang in jou eie ek, so egosentries, so gebehep met jou eie ek, hy gaan nie eens die moeite doen nie, want jy's nie naby aan gewillig nie. Want jy's net gefokus op jouself. Johannes 7:17, die Engels druk dit mooi uit, hy sê, if any man will do his will, he shall know of the doctrine. Die doktrine is gelyk aan leerstelling. Jy leer die wil van God, deur die woord van die Here. En daar's sekere, dis die standaard wil van God, daar's sekere goed wat hy van jou verlang om te doen, en as jy dit nie gaan doen nie, gaan jy die verkeerde gesindheid hê, gaan jy die verkeerde karaktereienskappe toon, gaan jy die verkeerde houdings en gesteldheid hê. En dan gaan jy dit nie kan doen nie, en nog minder hoor. So hier is die vraag, is jy gewillig om God se wil te leer? Dis 'n vraag wat net jy kan antwoord. Kom ek gee vir jou gou 'n paar redes. En ek gaan vir jou voorbeelde gee uit die Bybel uit. Om vir jou te wys, jy sê die enigste een wat dalk sukkel met dit nie, want ek wys jou die probleem, maar ek gaan vir jou die oplossing ook gee. Want God se woord sal nie net die probleem wys en nie die oplossing gee nie.
enige prediker wat net die probleem uitwys en nie die oplossing bring nie, kom ons los dit daar. God wil die oplossing ook gee. Ons is nie hier om probleme uit te wys nie, ons is hier om die oplossing te bring. En baie mense ignoreer die wil van God vir hulle lewe, want hulle is so besig om hulle self te diskwalifiseer. Ek is nie goed genoeg nie, ek het nie die talente nie, ek het nie die vaardighede nie, ek het nie die vermoë nie. En ek weet, ek praat baie oor, maar ek moet vir 'n oomblik hier stil staan, want ek voel God wil iemand bemoedig vandag. En ek wil vandag vir jou sê, as jy daardie persoon is wat sê, ek het nie die vaardighede nie, ek het nie die vermoë nie, ek sit nie met daai talente nie, ek kan nie, dan wil ek vandag vir jou sê, hallo Moses. Want God kies Moses om die volk uit te lei. En wat sien ons? Hy murmureer met die Here. Hy sê, hy's hardkoppig, hy sê, Here, hoor mooi, hy sit met vrese en minderwaardigheid, hy sê, Here, wie is ek, dat ek na Farao toe kan gaan? Hy sê, my verskoning, Here, ek kan nie goed praat nie, my tong is swaar. Ek val oor my woorde, ek kan nie praat nie, hoe wil jy hê, moet ek die volk lei, dit kan nie wees nie, wie wat sê, hy sê sommer reguit vir die Here, stuur asseblief iemand anders. En wat doen hy? Hy rebelleer, hy's ongewillig, maar dankie Here, God gee nie dadelik moed op met hom nie. Soos met baie ander in die Bybel, wat ek nou so voorbeelde gaan gee, en dankie Here, hy sal nie opgee op jou ook nie. En hy sê, Moses, jy moet die volk uitlei, en iets gebeur, hy bekeer. Hy bekeer van onwillig na gewillig. En ek bid dat God hier mense sal laat bekeer vandag. Clemens, ek dien al jare die Here. Ek is al jare op die padde. Dit is al 30 jaar wat ek die Here dien. My vraag is, het jy al bekeer tot gewilligheid om die wil van God vir jou lewe te doen? Het jy al bekeer? Want ons het 2-3 weke terug, ek kan nie onthou nie, het ek vir u gesê, bekering is nie altyd sonde wat jy doen nie. Dis nie 'n klomp moets en moenies. En nou het ek dit gedoen en nou moet ek bekeer, want ek het nou sonde gedoen nie. Dis soms die goed wat jy nie doen nie. Wag, vir jou voorbeeld te gee, vir my is dit nie sonde om die volk uit te lei nie. Maar vir Moses was dit sonde om te sê, nee, ek gaan nie die volk uitlei nie. Hoor mooi. Daar's sonde in jou lewe, daar's sonde in my lewe, wat nie eens in hierdie Bybelboek staan nie. Want God roep jou om 'n spesifieke taak te doen, en elke keer as jy sê nee, is jy besig om te sondig teen die plan van die Here vir jou lewe. Is jy gewillig om ja te sê, en my gebed is soos 'n Moses, dat jy sal bekeer van onwilligheid na gewillig. En toe, op die einde toe bekeer hy tot God se wil. Toe word hy gewillig om die wil van God te doen, en toe lei hy die volk uit ten spyte van sy vrese en minderwaardigheid. Nog 'n voorbeeld. Daar was 'n spesiale wil van God vir Jona. Maar eers raak Jona onwillig en hardloop hy weg van Nineve. En ek gaan dit weer sê, dis nie sonde vir my om weg te hardloop van Nineve nie, maar vir Jona was dit sonde. Wat is God besig om jou voor te roep?
Waarvan hardloop jy weg? Want wat gebeur? Jona, waar eindig hy? Op 'n verskriklike plek. Een verskriklike plek. En in die verskriklike plek bekeer hy van onwillig en toe sê, okay, Here, hier gat ek, en die vis spoeg hom uit, en Jona gaan na Nineve. Hier is 'n vraag wat net jy kan antwoord. Sit jy nie dalk op 'n verskriklike plek omdat jy onwillig is om God se wil te doen nie? Dis net 'n vraag wat jy kan antwoord. Roep God jou nie vir Nineve, maar jy rebelleer teen Nineve. En nou is jy op 'n plek wat jy sê, Here, ek weet nie wat soek ek in die vis se maag nie. Maar op die ou einde toe bekeer hy tot God se wil. Jeremia is ongewillig om God se wil te doen, want sy verskoning is, Here, ek is te jonk. Gideon is onwillig om die plan van God vir sy lewe uit te voer. Want hy sê, ek is die geringste in Manasse. Ek is die kleinste in my familie. Ek kan nie, ek het ja, my voorvaders, my hele familie stam is verkeerd. Ek kan nie hierdie ding doen nie. Maar nadat Jeremia en Gideon bekeer het, tot die wil van God ingewillig geword het, toe word Jeremia een van die grootste profete in ons Bybel, en Gideon verslaan die Midianiete met net 300 man. Soms gaan die wil van God jou vra om iets te doen wat jou bang gaan maak. Mense, ek voel, ek herhaal my baie vandag in hierdie woord, maar ek weet ek gaan hierdie woord iewers te afsny. Gelukkig weet ek gaan môre volgende week aan met hierdie woord, en die week daarna miskien, so, ek gaan net iewers te sny, soos die Here my lei. Maar luister, ek herhaal my baie self, maar ek sê altyd, herhaling is 'n goeie ding, maar dis hoe ons leer. En ons sê altyd, Here, kom praat met my. O, Here, praat met my. O, is jy seker jy wil die Here se stem hoor? Ek het dit al gesê, kom ek sê dit weer. Ons dink hy gaan aan jou verskyn en sê, ag, jy pragtige mens. O, jy's so oulik. O, ek is so lief vir jou. Met liefde en respek gesê. As jy dit wil weet, lees net die Bybel. Dan sal jy weet hy's lief vir jou. Maar wanneer hy aan jou verskyn, gaan hy jou uit jou gemaksone uitruk. Hy gaan jou uit jou gemaksone uithaal, soos met Ananias. Hy verskyn aan Ananias, hy sê, Ananias, ek wil iets hê, jy moet vir my doen. Ek wil hê, jy moet gaan na Saulus van Tarsus. En Ananias stop en sê, Here, dit kan nie wees, die ken nie vir Saulus van Tarsus. As dit enige ander Saulus was, geen probleem nie, maar Saulus van Tarsus, vervolg Christene. As ek daar gaan opdaag, gaan hy my tronk toe vat, Jerusalem toe vat, hy gaan my toesluit, en wie weet wat gaan alles gebeur. My lewe is op die spel, ek kan nie, dit kan nie wees, die Here verwag u van my, ek moet as Saulus van Tarsus, dit kan nie wees, dis 'n doodsvonnis. Maar ons weet almal dat Ananias het toe nog nie geweet dat Saulus juis op pad soontoe, op die Damaskuspad, tot bekering gekom het. En Esther is bang, benoud, sy weet as sy nou die koning gaan nader, gaan sy sterf. Want as jy die koning genader het, gaan jy sterf. En sy kry moed volgens die plan van die Here. En sy nader die koning, en die koning steek sy scepter uit, en sy spaar haar lewe. Ananias en Esther het bekeer tot hulle wil, weg van hulle wil af, en het bekeer na gewilligheid om God se wil te doen, maak nie saak hoe bang hulle was nie. En daar's 'n klomp goed wat God my ook voorroep, en dinge wat hy wil hê ek moet doen, wat my bang gemaak het en uit my gemaksone uitgehaal het.
maar ek het bekeer tot gewilligheid. My gebed is, dat jy vanmôre sal bekeer van jou onwilligheid, en bekeer om gewillig te word. God se wil is nie altyd vir die wat bekwaam is nie. Luister, ek het my al hoeveel keer gediskwalifiseer vir hierdie bediening, vir Kruiskyk TV, noem dit vir alles. Hoeveel maal het ek myself gediskwalifiseer en sê, dit kan nie wees nie. Maar luister, God doesn't call the qualified, He qualifies the call. God vra jou nie, wat is jou kwalifikasies nie. Hy vra nie vir jou, hoeveel sertifikate het jy. Hy vra jou nie, wat is jou vermoë, en hoe goed kan jy praat, of hoe sleg kan jy praat nie. Hy vra jou nie daai dinge nie, hy sê, is jy gewillig om my wil te doen? Is jy gewillig? Maar kom ek vertel vir jou iets. Die gevaar wat ons as mense het wanneer dit kom by die wil van God. Dat ons dink, ons kan baie maal ons wil op God afforceer. Dit laat my dink aan die ou, sy vrou sê vir hom, hy's besig om geweldig oorgewig te word, en hy raak net siek by die dag. En sy vrou sê vir hom, jy's nou klaar met suiker. Jy sny nou suiker. Want hierdie oud een swakheid gehad, en dit is op van die werk af op pad huis toe, moet hy elke keer verby daai roomhuiswinkel ry. En op pad huis toe, dan stop hy daar en koop hy vir hom 'n roomhuis. Maar nou het hy instruksie. Hy mag dit nie meer doen. Hy mag nie meer dit doen nie. Hy moet na sy gewig kyk, hy moet na sy gesondheid kyk, en ek kon dit 2-3 keer regkry om verby te ry, en hy ry die een dag, en hy sien daar is Uncle Barry's in Gordons Bay. En hy sê, Here, as dit U wil is, dat ek nou roomys kan gaan eet, laat daar 'n parkering kom reg voor hierdie roomhuiswinkel. En voorwaar familie, by die 6ste keer wat hy om die blok ry, toe kry hy so waar 'n parkering reg voor Uncle Barry's. En soms is daar goed, volgens God se wil, wat ons moet doen en nie moet doen nie, maar ons ry 6 keer om die blok, om die wil van God te forceer, dit te manipuleer en te verander. Daar is sekere goed wat ons wil doen, ons wil God se wil verander. Ons wil sy gedagte verander, ons wil sy plan verander vir ons lewe. Ons wil God se wil verander na wat ons wil pas. En onbewustelik wil ons wil op hom afdoen en sê, Here, my wil moet nou U wil word. En ons vat hierdie bloudruk gebed wat Jesus ons leer in die Onse Vader, en ons verander dit na, laat my koninkryk kom, laat my wil geskied, soos op die aarde, so ook in die hemel. Terwyl die Here vir ons sê, ons moet bid, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Is jy gewillig om God se wil te doen? Om te doen wat hy van jou vra? Ek het gesê, ek gaan myself baie herhaal, en ek kan nie help om aan hierdie onderwerp te dink, as om net vinnig vir jou net weer te sê, ek het 'n hele boodskap oor dit gepreek, maande terug. Ek het dit iewers weer aangehaal, en ek gaan dit weer vandag vir jou sê, dat die wil van God is net vir sagmoedige mense. Psalm 25 vers 9 sê, He guides the humble in what is right and teaches them His way.
Die enigste manier om God se wil vir jou lewe te ontdek is, jou eie wil moet geknak word. Jy moet breek van jou eie ek. Dis net sagmoedige mense wat deur hom gelei word. 'n Willings word ingebreek om die wil van sy heerser op hom te doen, wat die teels in die hand het. En familie, die dag by jou bekeringe, toe gee jy vir Jesus, vir die Heilige Gees die teels. En jy sê, waar hy lê, volg ek gewillig. Wat hy wil hê ek moet doen, dit sal ek doen. Hy is heerser. So wanneer Jesus sê, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde, praat hy met sagmoedige mense, nie mense wat vol is van hulle self, mense wat hardkoppig is, en sê, ek weet alles, en ek ken alles, die sê my niks. Sagmoedige mense is mense wat by Here oorgee. Soos 'n Willings, hy sit met al sy krag. Hy sit met al sy mag. Hy sit met spiere ongeken en krag ongeken. Maar die oomblik, wanneer die persoon wat op hom klim, die teels vashou, is al daai krag onder beheer. En doen hy net wat die heerser op hom, vir hom sê om te doen. Hy galop wanneer hy sê hy moet galop. Hy hardloop wanneer hy sê hy moet hardloop. Hy stop wanneer hy sê hy moet stop. En wat sê Jesus? Vergewe my, ek herhaal myself baie vanmôre, maar ek is op pad iewers te heen. Ons praat oor die wil van God. Luister, wat sê Jesus? Hy sê, Here, julle noem my Here, Here, maar julle doen nie wat ek vir julle sê nie. Wat beteken Here? Here beteken hy's heerser. Hy's heerser. Sagmoedige mense is ook mense, bly by my, wat leerbaar is. Die moeilikste verhouding om te red, die moeilikste huwelik om te red, is wanneer iemand in daardie verhouding, in daardie huwelik, dink hy weet alles, optree asof net hy alles weet, of sy, en niemand anders om hulle weet niks. Dis gevaar. Gou in my lewe, bly by my en ek weet hoekom ek dit sê. Gou in my lewe, en ek praat van hierdie laaste jaar spesifiek, hierdie Here dit vir my begin inkleer om vir my te sê, en ek het aangeslaan op sy stem, en ek is gehoorsaam wanneer hy met my praat, wanneer hy vir my sê, Clemens, onthou, jy weet nie alles nie. Jy het nie al die antwoorde nie. Moenie dink jy so slim nie. Moenie dink jy het al die kennis en al die hoe en die waar en die wanneer nie. Jy weet nie alles nie. Jy het nie al die antwoorde nie. Sê gou agter my aan. Ek weet nie alles nie. Nou kom ek vertel jou iets. Hier's die gevaar. Wanneer jy dit agter my aangesê het en jy kon dit nie sê nie, is jy op 'n uiters gevaarlike plek. Want as jy dit nie eens kan sê vir teenoor 'n mens nie, is die kans bitter goed, my boetie, my sussie, dat jy 99,9% dit vir die Here ook gaan sê. Ek weet alles, moet niks vir my sê nie. Ek weet wat ek wil doen. Ek weet want dis ek op pad. Ek is baas van my lewe. En die oomblik as jy nie kan erken, maar ek weet nie alles nie, ek weet nie alles nie, ek het nie al die antwoorde nie, en die oomblik as jy dit kan sê, as jy 'n kandidaat om vir God te sê, ek slaan nog op wat u vir my sê.
Maar as jy arrogant is, jy kan nie eers na 'n mens soms luister en sê ek is leerbaar, ek is oop, ek weet nie alles nie. As jy dit nie eers kan doen nie, hoe wil jy sê jy gaan na God luister? Want jy is te vol van jouself. So is die vraag, is jy leerbaar? Is jy sagmoedig? Is jy leibaar, sagmoedig en leerbaar? Want wanneer jy leibaar is, sagmoedig en leerbaar is jy 'n kandidaat om deur God gebruik te word. Dan kan God sy weë aan jou openbaar. Maar wanneer jy 'n houdingsingesteldheid het van ek weet alles, ek ken alles, selfs my opinie maak alleen saak. Ek gee nie om wat jou opinie, maar my opinie is korrek en altyd reg. Pas op. Ons moet gewillig wees tot God se wil. Ons moet sagmoedig wees tot sy wil. Ons moet oop wees tot sy wil. Ek herhaal myself weer. Een van my gunsteling teksverse in die Bybel. Romeine 8 vers 14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Word jy deur hom gelei? En hier is die probleem, en ek dink ek gaan begin klaarmaak. Dit is die kortste dan wat ek nog ooit in my lewe gepreek het. Ek het regtig vir die Here gesê, Here, hierdie ding moet nou inkry, het ek so lank preek. Maar familie, 'n paar weke terug, toe sê ek vir u, toe ons gepraat het oor liggaam, siel en gees, en so terloops, ek is nog besig om te skryf aan daardie boekie, liggaam, siel en gees. Maar, u kan onthou, het ek vir u gesê, dat die vlees se stem is kliphard. Dit skree. Dis hoekom ons baie male, ek gee nie om hoe gered jy is en hoe lank jy die Here dien nie, moet ons altyd sê ek is jammer vir een of ander persoon. My vrou, my kinders. Want wanneer 'n situasie opduik, dan skree die vlees kliphard. Sê, vloek. Doen dit. En as jy jou kan kry, het jy dit gedoen, maar hy stem is kliphard. En dan na die tyd kom ons agter, wanneer jy stil word, Here, dit was nie volgens u plan hoe ek nou opgetree het nie. En nou sê ons is jammer. So die vlees se stem is kliphard, is oordonderend. Maar, wat sê Galasiërs 5, die vlees stamp teenoor die gees. Hulle stamp teenoor mekaar. So met ander woorde, daar's 'n kontras. So die vlees is kliphard. Maar die gees is sag en staal. En om die gees, bly by my, om die gees van God se stem te hoor, moet jy uit die geraas uitkom van wat die wêreld skree, uit die geraas uitkom van die werke van die vlees, en kom stil raak, om sy stem te kan hoor. En ek sê vandag vir u familie, ek praat uit ondervinding uit. Want hier is die ding familie, net om vir jou in te kleer vinnig, baie jare terug, ek het 'n goeie vriend gehad, Etienne Lyn. Hy's 'n verskriklike goeie sound engineer, musikant. Ons het saam eintlik groot geword, ek en hy. En hy gaan werk by SAIK se studios in Johannesburg. Gaan werk hy vir 'n studio daar. En so terloops in hierdie, daar was 2 studios langs mekaar
in die studio langs aan hierdie Koleski broers gewerk. En aan hulle aan hierdie kant gewerk. Maar dit was die beste studios wat ek nog in my lewe was. Ek neem aan Nashville, Tennessee en Engeland het nog beter studios as dit. Maar dit was seker die beste studio, klankdigte studio wat ek in my lewe in was. En ek stap in by daardie studio. En daardie, ons praat van 'n booth, 'n vocal booth. En ek sal nooit vergeet nie, toe ek daar instap en jy maak daai deur toe. Begin jou ore amper letterlik te pyn. So stil is dit. Dit het so geseël. En dit raak doodstil. En terwyl ek sit daar, het ek 'n horlosie aan. En die volgende oomblik, toe my ore begin die omgewing aanvaar of ingestel is op die omgewing, toe hoor ek my sekondewyser op my horlosie tik. Die Heilige Gees se stem is 'n sekondewyser. En as jy nie gaan moeite doen, raboshekai en rababonti. As jy net die geraas van hierdie wêreld gaan uitkom nie, gaan jy hom nie hoor nie. Jy moet moeite maak om te sê, Here, hier sit ek. Ek slaan ag op die tik, 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 tik van die stem. Want hier is die ding wat jy moet weet oor die Heilige Gees, soos ek hom ken, en soos baie van julle hom ken. Luister, hy skree nooit nie. Dis net ek wat skree. Ek skree omdat jy nie doof is nie, net dat jy nie moet slaap nie. Anders sal jy in slaap daar. Maar hoor mooi, die Heilige Gees skree nooit en hy stamp nooit nie. Hoor mooi, die Heilige Gees sal jou nie stamp tussen jou vlerke, tussen jou skouerblaaie, en jou stamp om iets te doen nie, dis dwang. Dis dwang, nou moet jy by my bly, hier is goddelike waarheid wat ek nou vir jou deel, en dan gaan ons klaarmaak. En kyk wat die Here volgende week gaan doen, en daarna, en wie weet wat nog. Bly by my, het ek jou aandag. Iemand wat voortdurend probeer jou beheer, manipuleer of intimideer om sy wil of haar wil te doen onder dwang. Weerspieël nie die Gees van God nie, maar is in lyn met die werke van die vlees, met die invloed van die koninkryk van duisternis. Waarom sê jy so, Clemens? Want oor die jare het ek geleer, en ek dank die Here, Pastor Ivan Browning is hier. Gee hom 'n lekker hande klap, hy sit hier ons midde. En ek het, as 'n jong seun het geleer by hierdie godsmanne. En daar was iets wat ek gehoor het, en ek weet nie by wie waar nie, maar hierdie woorde hoor ek in my oor, en ek weet nie wie dit gesê, wie dit vir my geleer nie, maar ek wil dit vandag vir jou sê. Ek weet nie wie dit gesê nie, maar daar's 'n waarheid in hierdie woorde, en die woorde sê die volgende: 'n gees van manipulasie is 'n spirit of witchcraft. As enige iemand jou forceer en stamp en dwing om iets te doen, dis nie die Gees van God nie. It's a spirit of manipulation. Here, gee my tog selfbeheersing om nie alles te sê wat ek moet sê nie. En hier is die ding. Die duiwel stamp en stoot. Die Heilige Gees
lei. Die Heilige Gees is wie se gees? Jesus se gees. God se gees. En wat sê Jesus toe hy by sy disippels kom? Toe sê hy vir hulle, toe maak hy nie 'n ketting om hulle vas en sleep hulle sê, nou sal julle doen wat ek sê nie. Kom agter my aan. Kom. En sleep hulle en sê, gaan so doen dit. Hy het dit nie gedoen nie. Hy het vir hulle gesê, volg my. Toe draai hy om. Toe begin hy te loop. En hulle moes sorg dat hulle tree vir tree saam met hom loop. Hy sal vir jou die pad wys, maar jy moet volg. En as jy afleidings gaan toelaat, gaan jy mis. En geraas van die wêreld en van die vlees maak dat ons die fokus skuif. En daarom wanneer jy val, wanneer jy die werke van die vlees volg, wanneer jy die dinge van die wêreld volg per ongeluk, sorg dat jy onmiddellik terugkom. Kry hom weer in oë en volg hom. Volg hom. Daar's 'n stil, sagte stem wat jou wil lei. Maar om te hoor, moet jy uit die geraas van die vlees en die wêreld uitkom. En ek hou van ons Afrikaanse woord terwyl ek klaarmaak. Ja, dis die kortste wat ek nog bedien het. Dankie Here. Maar orkes bly net waar julle is. Ons noem wanneer ons met die Here tyd maak, wanneer ons afsonder om met hom te praat, wat ook al, noem ons dit stilte tyd. En dis presies wat dit moet wees. Dis presies wat dit moet wees. Jy weet, ek het 'n leefwyse. Nou, ek kan net vir u sê wat ek doen. En ek gaan jou miskien vandag motiveer om dit ook te doen. Terwyl ek haas om klaar te maak. Elke oggend, as ek opstaan, maak ek vir my 'n koppie koffie. Ek meen, wie begin nou nie 'n dag met koffie nie? Miskien begin jy dit met suurlemoen warm water, ek weet nie. Of tee. Wat ook al, maar ons almal drink iets. Maar ek maak my koppie koffie. Vroegoggend, die hele huis slaap. Dan gaan sit ek met my koffie op my sitkamerbank of op 'n stoel iewerste. En hoor mooi, nie vir 'n halfuur nie. Nie vir 20 minute nie. Net so lank soos wat dit vat vir my om my koppie koffie te drink. Bid ek. En sê, Here, wys my u plan. Wys my u wil, Here. En wat ek vandag moet doen, Here, en wanneer ek miskien 'n woord moet voorberei, Here, wat wil u vir die gemeente sê? Lei my, Here, in die regte titel, in die regte skrifte. Here, lei my. Wys my, Here. En al wat ek eintlik doen is, en ek het nou vinnig gepraat wat ek nou sê, maar meeste van die kere bly ek net doodstil. En ek luister. Want vinnig het Elia agtergekom dat God was nie in die geraas van 'n groot sterk wind wat berge skeur en rotse verbreek nie. Vinnig het Elia agtergekom, hy was nie in die aardbewing nie, want ons is Pinkstermense. Ons sal sê, ja, hier's 'n wind wat rotse skeur en die berg oop skeur, dit moet die Here wees. En die aardbewing, en die bloedige vuur, maar Elia sê, God was nie in dit nie. Want 1 Konings 19 sê,
Hy was in die gesuis van 'n sagte stilte. Die Howlin, die Nito, ons gaan 'n liedjie skryf oor in die gesuis van die sagte stilte. In die gesuis van 'n sagte stilte. Want hoe meer ek wandel met God, verstaan my ek is 'n Pinksterseun in mrig en been. Ek ken om God te loof en te koordans en te juig en te skree dat my stemmande hees word. Maar ek het vinnig agtergekom. Ek voel die geritsel van sy kleed in stilte. Vinnig kom ek agter, dis nie altyd in die groot lawaai nie. Dis nie altyd in die geraas nie, maar dis in die stilte. So met ander woorde, familie, God se wil, bly by my, ek maak klaar. God se wil word nie altyd gevind in dramatiese gebeurtenisse nie. God skree nie om jou aandag te kry nie. Hy lei saggies, maar jy moet moeite doen om uit die geraas uit te kom, om die tik van die sekondewyser, die stem van die Heilige Gees te hoor. Psalm 46:11, be still and know that I am God. Wie was jou probleem? Jy soek die geraas en die lawaai. God sê ek is in die stilte. Ek is in die stilte. Johannes 10:27, die engel sê, my own sheep will hear my voice. And I know each one, and they will follow me. Wat? Hoe kan Jesus so seker wees? Dis asof Jesus spog met jou. Wanneer hy staan voor die vyand en sê, ek gee nie om wat jy maak en sê, en wat 'n geraas en lawaai jy maak by Clemens nie, maar hy ken my stem. Hy weet om my stem te vind en hy sal agslaan op my stem. En ek is sy herder. En wanneer God met jou, van jou praat voor die demone en die duivels, kan hy sê, maar Clemens ken my stem. En doen jy wat hy wil hê jy moet doen. Maar om hom te hoor, moet jy stil word. Moet jy hom volg. Mis jy gee gou vir my daai boksie aan. Dankie. So hier is iets wat ek wil hê jy moet doen. Elkeen van julle, of jy nou wil of nie, gaan so 'n beker koop. Die wil van God. Vind dit, lewe dit, volg dit. Hier is my koppie, van môreoggend af, is dit ek en die Here met hierdie koppie. En jy gaan so 'n koppie bestel, vir R120. Sê amen. Die Bybel sê lieg nie vir mekaar nie. En ek wil jou vra, ek gaan jou uitdaag. Ek is klaar. Ag, Ref kom sommer op dat hulle my glo. Ek wil jou uitdaag om elke oggend in so 'n bekertjie, as jy nou jou eie beker wil gemaak, gaan doen dit. Maar kan jy jouself indink as jy die hele gemeente elke dag, hoor mooi, bewaar jou siel as jy met hierdie koppie sit saam met jou foon. Jou duiwel. Jy los hom in die kamer. Dis wat ek doen. Vra my vrou, sy is my getuie, ek
vat nie my foon saam met my in die oggende nie. Hy bly langs my bed. Dis hierdie koppie, en jy moet net die TV aansit nie. Moet niks doen nie. Jy gaan sit net, kameras, ek gaan nou nie goed sit. Jy gaan sit net. En soos jy drink, sê Here, wys my u wil. Niks in hierdie lewe is meer belangriker as u wil nie, Here. Want wat het ons gesê? God kan net sy wil seën. Soek jy die seën van die Here, sorg dat jy in die wil van die Here is. Here, sal ek het sê. Luister, julle ouens wat wil vlug Amerika toe, maak seker dis in God se wil. Want hoor my baie mooi, jy kan in Tarantaalplaas bly, jy kan in Mitchells Plain tussen die bende geweld bly, en op die veiligste plek wees op hierdie aardbol, wanneer jy in die wil van die Here is. Die gevaarlikste plek is buite die wil van die Here. Jy kan Amerika toe gaan en 'n kar trap jou dood. En jy kan binne in wat is daai gevaarlike plek aan Mitchells Plain? Kom, Raf, sê vir my. Wat? Tafelsig. Man, jy kan reg binne by die flats bly. Die Cape Flats. Is dit die Cape Flats? Jy kan reg, binne in die Cape Flats bly en veilig wees, want jy's in die wil van die Here. Ek gee nie om hoe Suid-Afrika agteruit gaan, hoe ons ekonomie lyk, hoe hoog die petrol gaan en die kosse, en ek gee nie om nie, want waar die wil van die Here is die seën van die Here. Ek hoop, jy gaan elke oggend saam met my koffie drink. Alleen. Net tot hy klaar is. Jy drink net jou koffie, jou tee, jou suurlemoenwater, whatever jy drink. Net tot dit klaar is, slukkie vir slukkie. Maar hierdie koppie gebruik jy nie sommer in die aand ook nie, hoor, is 'n heilige koppie. Jy drink nie, en bewaar jou siel as jy wil wyn drink uit die ding uit. Ja. Nee, en daai harde hout heerlikheid. Hierdie koppie word gebruik net saam met God. En as jy dit drink, jy kan hom in die aand drink, maar dan moet jy stil word. Sonder jou foon, sonder die televisie, sonder familie, sonder enige iemand, alleen iewers waar niemand jou plan nie, net vir so lank soos wat dit gaan vat om hierdie koppie koffie te drink. En dan sê jy, Here, laat u wil geskied. Ek weier om een tree te gee, buite die wil van die Here. Ek soek die wil van God vir my lewe. U is welkom. Kan ek net gou sien? Ek wil nou nie gou. Wie sê Clemens, ek gaan so 'n bekertjie koop? OK, baie dankie vir julle wat dit doen. Waardeer dit. Kan ek vra dat julle na die tyd net julle name vinnig vir Tannie Yvonne gee? Tannie Yvonne, sal jy hier voor staan? Dan gee jou name vir julle kykers by die huis. Daar's 'n selfoonnommer onder op die skerm. Jy kan net beker SMS of WhatsApp na daai nommer toe en dan gaan ons dit vir u stuur. Alles sal met u kontak maak. Familie. En wanneer jy stil word, luister. Nie na wat jy wil hoor nie, maar na wat hy wil hê jy moet hoor. En dit gaan jou uitdaag soms,
Dit gaan jou uit jou gemaksone uithaal. Want weet wat is die probleem met ons stilte tyd? Dat stilte tyd word vraatyd. Stilte tyd word vraatyd. Ons gee vir die Here vandag se inkopieslys wat ons alles nodig het. Eerder as om te sê, spreek Here, u diensknegt geluister. Maar wat ons doen, baie van ons, is ons sê vir die Here, Here luister, u dienaar praat. Terwyl dit moet wees, spreek, u diensknegt luister. Ons moet gewillig wees, sagmoedig wees en oop wees. En dan moet ons onsself onderwerp. Ek het 'n verklaring gemaak, ek gaan dit nie doen nie. Want dit is goed wat ek sny wat in die verklaring is, ons sal volgende week. Is dit reg? Ek gaan soos die Here my lei. Sê amen. Ons gaan nie vandag dit doen nie. Ons gaan nou soos die Here ons lei. Ek is klaar. Ek is so bewus van hom. In hierdie stilte. Halleluja. Ramon Shekatatar. Ek wil jy met jou oë toemaak, ek wil jy moet begin oefen wat jy môreoggend gaan doen. Raak stil. En sê Here, ek het gekom na die huis van die Here om uit die geraas van die omstandighede by die huis weg te kom en die geraas van die goed wat hierdie week gebeur het by die werk. Miskien die geraas van my huwelik, my gesin. Maar Here, vandag wil ek net stil word en sê, wys my u wil, Here. Wys my u plan wat ek het geleer vandag. God wil sy wil openbaar. God wil vir my wys wat is sy wil. Hy wil my lei, hy wil my raad gee. Kom ons gee net so 'n oombliekie hier. Hy is hier. So goed. Katabasu. Sing het saam. O, be still. Be still.
still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that Al ons kykers by die huis, ek groet u, ek voel die Heilige Gees gaan hier nou iets doen persoonlik, maar daar waar jy is, in jou huis, wanneer jy die program klaarmaak, raak net nog stil, want hy wil sy wil aan jou openbaar. Hy wil sy wil aan jou openbaar. Maar wees gewillig vir sy wil. Maak hom Here en Heerser van jou lewe. En sien hoe jy klapknal reg in die middel van God se wil sal wandel. Gee oor. Hê 'n geseënde week, sien die volgende week.